Baie welkom van my kant af en ook baie welkom aan ons online kykers. Ek weet my ouers kyk nou ook van die beloofde land af, van die Weskaap. Kyk na die persoon langs jou en sê vir hulle vandag. Vandag gaan ek jou aanmoedig en jou waarsku van twee verskillende mense in jou lewe. En die persoon by wie ek jou wil aanmoedig, is om in verhouding te kom met 'n persoon van wysheid. Wie van julle ken iemand met wysheid? Jy weet, dis daai tipe van persoon, as jy in geselskap is met hulle, dan jy luister met al twee jou ore. Jy maak notas, jy wil amper op jou foon op record mode sit. Hoekom? Want jy wil niks vergeet wat jy van hulle af hoor nie. Ek persoonlik het 'n handjievol sulke mense in my lewe. My pa byvoorbeeld, Pastoor Dion, Oom Neil, Pastoor Braam en 'n man met die naam Mark Dingle. En hulle is wyse mense wat my help en my lei in verskillende areas in my lewe. Soos byvoorbeeld as ek hulp nodig het in bediening of in leierskap, dan gaan praat ek met Pastoor Dion of met Pastoor Braam. As ek leiding nodig het in finansies of by die werk, by die kerk. Leiding nodig het in finansies of by my huis, dan praat ek graag met Oom Neil of met my pa. Hoekom? Want ek kan die vrugte sien in hulle lewe. Ek het ook Mark Dingle, dis my mentor wanneer dit kom met my hardloop en my fiksheid. Hy het gister alleen het hy 100 km gehardloop daar in die Kaap. He doesn't just walk it, but he doesn't just talk it, he walks the talk. Dis mense in jou lewe wat jy kan sien dit wat hulle geleer het hulle toegepas in hulle lewe. En dan wil ek jou waarsku van die dwaase mense in jou lewe. Nou gaan jy vra dat jy jou hand opsteek nie. Maar dis daai tipe persoon wat oor en oor dieselfde foute maak. My verkeerd verstaan nie, dis goed om foute te maak, maar wanneer jy oor en oor dieselfde foute maak en jy leer nie daaruit nie, dan is jy 'n dwaas. En ek wil jou waarsku teen sulke mense. Hulle blameer gewoonlik almal en alles en al die omstandighede behalwe hulle self. Dit is nooit hulle fout nie. En daai tipe van mense is ook gewoonlik onleerbaar, unteachable. En ek wil jou vra vanoggend, by wie wil jy eerder wees? Wil jy naby 'n wyse man wees, wat jou kan leer en jou help en jou kan bevorder in jou lewe? Of wil jy naby 'n dwaas wees? Kan ek jou 'n tip gee vandag? As jy minder paniek in jou lewe wil hê, bly naby 'n wyse man, 'n wyse persoon. In ander woorde, as jy minder drama wil hê in jou lewe, bly naby 'n wyse persoon. Jy sien, waarheid en kennis is so naby aan waarheid en kennis. Kennis en wysheid. Kennis en wysheid is so naby aan mekaar, maar wanneer jy kennis nie praktiseer in jou lewe nie, is dit twee heeltemal verskillende goed. Jy sien, kennis is om te weet 'n tomatie is eintlik 'n vrug. Maar met wysheid weet jy sit nie 'n tomatie in 'n vrugteslaai nie. Jy sit dit in 'n braaibroodjie. Jy met kennis weet jy en jy leer hoe om 'n boot te bou, maar is met wysheid waar jy
wanneer jy weet wanneer om die boot uit te vat op water. Sien, kennis leer jou al die regte woorde, maar is met wysheid wanneer jy weet om stil te bly. C.J. Longenhoven verduidelik dit vir my so mooi, waar hy sê, 'n slim man ken al die paaie, 'n wyse man ken die een regte pad. Jy sien, wysheid is 'n gawe en dit kom direk van God af. Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Stefan Joubert verduidelik vir my Jakobus 1 vers 5 so mooi in een van sy boeke wat ek lees, waar hy sê, God is die een wat sy hemelse gawe proaktief en verniet vir sy mense deel, met sy mense deel. Jy sien, om proaktief te lewe is om 'n oplossing vir 'n probleem te hê nog voordat die probleem begin het. En 'n mooi voorbeeld van dit in die Bybel is die vergelyking van die 10 meisies. Wie ken die vergelyking van die 10 meisies? Net om vinnig te verduidelik, 10 meisies maak reg vir 'n troue en hulle vat olielampe saam. Maar 5 van hulle vat ekstra olie saam. Matteus 25 vers 2 verduidelik dat 5 van hulle was onverstandig en 5 van hulle verstandig. Die King James Version, ekskuus, ek noem hierdie altyd die Henry vertaling, want Henry lees net hierdie vertaling. Die King James Version, and 5 of them were wise, and 5 of them were foolish. En hulle gaan na die troue, en hulle wag vir die bruidegom. En hulle wag. Hulle raak aan die slaap, hulle word wakker, en hulle hoor die bruidegom is op pad. En die 5 meisies met die ekstra olie, maak hulle olielampies vol, en hulle gaan ontmoet die bruidegom. Maar die 5 wat nie ekstra olie saamgevat het nie, moes teruggegaan uit dorp toe, om ekstra olie te koop, en toe kom hulle laat by die troue aan. Die deure is gesluit, en die bruidegom sê vir hulle, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Jy sien, al die meisies het die kennis gehad om die olielampe te vat, maar net 5 van hulle was proaktief gewees en het ekstra olie saamgevat. En die verskil tussen die 5 meisies wat die ekstra olie gevat het is, hulle het nie noodwendig geweet wat was die tyd of die uur of die dag wanneer die olie gaan opraak nie, maar hulle was gereed gewees en reg gewees vir die toekoms. Net verlede naweek voor die diens praat ek en pastoor Dion daar binne en ek deel met hom 'n groot besluit wat ek en my vrou moes gemaak het. Dit 'n besluit vir my kind se vir ons kind se toekoms. 'n Keuse wat nie noodwendig my eerste keuse was nie. Ek het myself bevraagteken as 'n ouer. Maar met die leiding en die mentorskap van pastoor Dion en ons ouers en professionele mense daar buite, maak ons toe die keuse en pastoor Dion sê vir my met hierdie woorde, dit was 'n wyse keuse. Hoekom? Want ons maak die pad reg vir ons kind in die toekoms. Lees saam met my Matteus 7 vers 24. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Wat my merkwaardig is van hierdie gedeelte in die Bybel is dat Jesus het dit gesê direk na sy bekende bergrede, sy bekende preek.
En hy het belangrike onderwerpe daar bespreek. Onderwerpe soos byvoorbeeld die wat werklik gelukkig is. Die vervulling van die wet. Egskeiding, vergelding, versoening, hoe om te bid, hoe om te vas. Die sout en die lig vir die wêreld. Moenie oordeel nie, om te bid vir jou vyande. Hoor en doen, die twee paaie van die lewe. En hy deel al hierdie mooi onderwerpe wat ons elke dag moet toepas in ons lewe. En na dit, direk na dit, sê hy vir almal, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op die rots. Die boodskap vertaal en praat van is 'n lewenshuis. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas. Jy het dit gesê, nie ek nie. Nee, Jesus het dit gesê. Wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het gekom en dit het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. En die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Jy sien, al twee hierdie huise het hier dieselfde storm gegaan. Hulle het dieselfde toetse geskryf. Is daar enige iemand hier vandag wat besig is om deur 'n storm te gaan? 'n Toets te skryf in die lewe? Een man steek sommer auto se hande op. Ek en my vrou gaan die laaste 10 maande gaan ons deur 'n storm, 'n toets. Maar ek dank die Here, ons huis, ons lewenshuis is op die rots gebou. En die wie se lewens op die rots gebou het, sal bly staan. In ander woorde, die wat die woord van God gehoor het en daarvolgens handel, is die wyse mense. En moet maar asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek het niks teen kennis nie. Inteendeel, ek het 'n groot respek vir 'n geleerde mens. Vra vir pastoor Bram. Ek praat gereeld met hom oor dit. Maar as jy nie toepas dit wat jy geleer het in die lewe nie, is jou kennis verslaande sout. Jy sien, volgens wet is dit reg en wettig om alkohol te drink wanneer jy 18 jaar of ouer is, maar jy moet jouself die vraag vra, is dit wys? Man, om 'n dame 'n lift te gee of om haar te help met 'n taakie by die huis, kan dalk vir jou na 'n eerlike en opregte ding wees. Maar jy moet jouself eers die vraag vra, is dit wys? Om jou salaris te blaas op onnodige en tydelike plesier, is dalk vir jou reg, want is jou salaris waarvoor jy gewerk het, jy verdien dit, maar jy moet jouself die vraag vra, is dit wys? En elke dag moet jy jouself die vraag vra, dit wat ek nou gaan doen, gaan dit die fundament in my lewe sterker maak, of gaan dit verswak? Gaan daar 'n kraak in die fundament kom, wat in die toekoms my lewenshuis gaan laat in mekaar inval. Maar hoe? Hoe kry ek hierdie wysheid? Ek wil nou met jou 4 stappe deel, van hoe om wysheid te kry, en hoe om dit te onderhou. En ek wil julle aanmoedig om dit neer te skryf. Eerste stap. Vra God daagliks
vir wysheid. Spreuke 3 vers 6, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Jy sien, ons is so geneig om God te vra vir wysheid wanneer ons 'n belangrike voorlegging moet gee by die werk of wanneer ons in 'n onderhoud moet ingaan. Dan sê jy, Here, ek vertrou U vir wysheid en kennis op hierdie oomblik. Maar nee, elke dag en elke area van jou lewe moet ons God vertrou vir wysheid. Nommer 2. Nooi die Heilige Gees in jou keuse. Johannes 16 vers 13 praat van ons moet die Heilige Gees vertrou en vra om ons te lei in alle waarheid. In hierdie week bel ek my ouers en ek vra vir hulle van 'n lewensles wat ons toegepas het as 'n huisgesin met wysheid. En my pa tipies hom, as jy nie kan antwoord nie, gaan hy jou nie antwoord nie. En hy bel my terug so 'n dag of 2 later. En ek is opgewonde om te hoor oor hierdie lewensles wat ek nou met die gemeente gaan deel van ons huisgesin met wysheid. En hy sê vir my, hy en my ma het nog hulle hele lewe lank nog net die Heilige Gees vertrou vir wysheid. Veral toe hulle kinders kry. Het hulle nie geweet wat om te doen nie. Maar hulle die Heilige Gees vertrou en gevra om hulle te lei en hulle te help in alle waarheid van hoe om hierdie 2 seuns groot te maak. En hy sê vir my met hierdie woorde, son, vandag pluk ons die vrugte van dit. Nooi die Heilige Gees in jou keuse. Nommer 3. Omring jouself om wyse mense. Omring jouself. Selfs Moses het raadgewers gehad. Wie hou van 'n feit? Ek hou van feite. Ek hou daarvan om ietsie te hoor wat waar en reg is. Kan ek jou vandag 'n feit gee? As jy 5 vriende het wat rook, raai wat? Jy sal die 6ste vriend wees wat rook. As jy 5 vriende het wat 'n dobbelprobleem het, raai wat? 100%, ek beloof jou, jy sal die 6ste vriend word wat 'n dobbelprobleem het. Maar in dieselfde asem, as jy 5 vriende het wat fiks is en gesond eet en lewe, raai wat? Hulle gaan jou invloed en jy sal die 6ste vriend word wat fiks is, gesond is en goed eet, lewe. As jy 5 vriende het wat die woord van God gehoor het en daarvolgens handel en wys geword het, raai wat? Jy sal die 6ste vriend word wat God se woord gehoor het, daarvolgens handel en wys word. En die 4de stap en band, julle kan vorentoe kom. Wees gehoorsaam aan God. Wees gehoorsaam aan God. Moenie net sy woord hoor nie, maar doen dit. Sien, 'n persoon vol kennis ken die 10 gebooie, maar 'n wyse persoon pas dit toe. Onderhou dit. 'n Persoon vol kennis sal vir jou sê jy moet vergewe, maar 'n wyse persoon vergewe. Psalm 1 tot 3. Psalm 1 vers 1 tot 3. Lees saam met my. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. En waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.
Ek wil vra dat julle julle oë saam met my sal toemaak. Wel, ek gaan nie toemaak nie, maar maak julle oë toe. Ek het julle vroeër gevra in die begin, by wie wil jy eerder wees? Wil jy by 'n wyse persoon wees of by 'n dwaas wees? En vanoggend vra ek jou, wie wil jy eerder wees? Wil jy 'n persoon wees wat die woord van God gehoor het en daarvolgens handel? Of wil jy 'n persoon wees wat die woord van God gehoor het en nie daarvolgens gehandel het nie? Ek wil jou vra vanoggend, as jy 'n draai wil maak in jou lewe vandag, en vandag vir die Here vra om jou wys te maak in hierdie lewe, en handel volgens die lewe wat hy vir jou beplan het, om volgens sy wil te lewe, nie jou eie wil nie, om 'n wyse persoon in hierdie wêreld te wees. 'n Wêreld wat vol kennis is, 'n wêreld wat oorlaai is met kennis, maar waar wysheid so skaars is. Wil ek jou vra, as jy vanoggend die Here wil vra om jou te lei in wysheid in, steek saam met my jou hand op. Hemelvader, U sien elke persoon wat vanoggend sy hand opsteek, wat sê ek wil nie vergelyk word of gelyk word aan hierdie wêreld wat oorlaai is met kennis nie, Here. Ek wil uitstaan 'n lig en 'n sout vir hierdie wêreld, 'n persoon van wysheid, 'n persoon wat dit wat hy geleer het in die lewe, dit elke dag toepas, om U naam te verheerlik. Heilige Gees, ek vra dat U ons elkeen sal lei in die waarheid. Vir ons eendag vir iemand kan sê, en vandag pluk ek die vrugte daarvan. En elkeen wat dit ontvang, sê saam met my, Amen.